Goeiedag. Ek het laas week begin met 'n reeks en ek het praat oor rigters en konings. Nou, Samuel was die laaste van die rigters. 'n Rigter is soos 'n priester wat met die Here praat en by hom hoor, wat sê die Here self? Dit beteken, die rigter is onder God as die koning. En hy sê vir die mense wat God wil hê. En laas week het ek vir u verduidelik, Saul was nie God se beste plan nie, nee. Dis wat die mense wat haastig was, wat nou 'n koning wil hê, gekry het. Omdat hulle nie geduldig wou wag op die profesie, dat die koning uit Juda moet kom nie. Nou, hoekom kon hulle nie dadelik sommer net 'n koning uit Juda kry? Ons weet, toe Saul koning word, toe is daar nou nog nie 'n geslagte nie, en daarom kon 'n jong man soos Dawid nie die eerste koning, hulle moes bietjie wag vir Dawid, maar hulle wou nie wag vir Dawid, hulle wou so lank vir Saul hê. Wat het daar gebeur? Nou, in Genesis 38, baie interessant, jy moet dit gaan lees, is die storie van Dawid se oupa, Juda. Hy was die vader, hy was een van Israel se seuns, Jakob se seuns, 12 seuns, 12 stamme van Israel, maar Juda het 'n skoondogter gehad, haar naam Tamar. En hierdie Tamar was getroud met sy seun, maar toe sterf sy seun. En toe beloof hy vir haar, sy moet teruggaan na haar pa se huis toe, maar hy beloof vir haar, sy ander seun, Sela, as hy groot, oud genoeg om te trou, hy sal haar roep, dan hulle twee trou. En sy was tevrede, want sy verstaan dat, onthou daardie tyd, 'n weduwee het niks. En hy het eintlik vir haar beloof, ek gaan vir jou sorg, ek sal vir jou voorsien, jy sal terugkom in my huis, 'n geseënde huis van die Here, so ek sal my jongste seun soos bære vir jou, dan jy kom weer terug in my familie. En sy was tevrede, sy was bly dis so. Maar toe die tyd kom vir Sela om te trou, toe Juda vat ander vrou gee vir sy seun. En Tamar, waar nou? Wat nou? Maar sy het 'n plan gemaak. Sy het gegaan na die stad, en sy het geweet dat Juda gaan kom na die stad om besigheid te doen. Hy gaan kom onderhandel. Maar toe hy kom by die stad, sy was baie stout, sy het aangetrek soos prostituut, mooi lippies, en sy lyk te mooi. En Juda, en hy gaan, en hy slaap by wie hy dink is prostituut. Nou het hy nie geld by hom nie. Kan jy glo, en hy gee sy ring, sy verbondspand, hy gee sy ring vir haar, en hy sê, daardie ring, ek sal later my slawe stuur om jou te betaal, lammetjie, goed, ek sal hulle stuur met 'n lammetjie, dan as jy kry die lammetjie, jy gee my pand terug, is reg, sy sê, is mooi. Hulle doen so. Toe later hulle kom met die lammetjie, hulle soek, waar is die prostituut, hier is nie prostituut nie. Toe kom Tamar, sy weet wie hulle, sy sê, hierdie ring, die man aan wie hierdie ring behoort, hy het my swanger gemaak. Hy is die pa van my kinders. En toe gee hulle vir haar 'n lammetjie, en hulle laat weet vir Juda, jy is nou pa. En volgens die ou wet, moet hy nou met haar trou. En so het Tamar Juda se vrou geword. Maar hier's nou die ding. Deuteronomium 23 vers 2 sê, geen baster, half mens soos doof sê,
Geen half. Beteken half Jood, half wat ook al. Mag in die vergadering van die Here kom nie. Tot die 10de geslag in die vergadering mag nie in die vergadering van die Here kom. Dit beteken, ek maak die meisie buite die huwelik swanger. Nou vir 10 geslagte, seun, mag nie in die tempel, mag nie in die teenwoordigheid. Dit beteken prakties, daardie persoon kan nie wees priester, kan nie wees profeet, kan nie wees koning. Vir 10 geslagte. So Judas se sonde bring wat hulle noem in die Engelse Bybel the curse of the bastard, die vloek van die baster, die halfmens. En nou vir 10 geslagte kan daar nie 'n koning uit hulle kom nie. Dawid is nommer 11. En omdat Dawid nommer 11 is, kan hy gekies word as koning. En ek het laasweek vir u verduidelik, die mense was te haastig, hulle wou nie wag vir Dawid nie. Toe gee die Here so lank vir hulle Saul. En dit was 'n mislukking. Maar daarna kom Dawid. Bam, uiteindelik God se plan. Dawid moes die koning wees, want Dawid het die hart van 'n regter. Hy is lief om by die Here te hoor. Hy's lief om aan die Here te offer met sang en gedigte. Hy's lief om naby die Here te leef. Hy wil graag die Here aan die Here offer. Hy wil by die Here hoor. En wanneer hy 'n fout maak, hy's nie so Saul wat hardloop na die heks toe nie. Nee, hy kom kniel, hy huil voor die Here en hy sê, Here, ek het teen u gesondig, asseblief, vergewe my, uitkap die sonde. So Dawid, wanneer die moeilikheid, hy nie hardloop vlug van God nie, hy hardloop na God. En die Bybel sê baie duidelik, Dawid was 'n man na God se hart in Handelinge 13 vers 2:2. Hy was Hermanus, my dowe vriend, hy altyd sê, mwah. God het vir Dawid baie lief gehad, want sy hart was gefokus op die Here. Nie op status, rykdom, koning, nee. Nederig voor die Here. Maar Dawid het ook foute gemaak. Maar omdat sy hart reg, het hy sy sonde en sy foute gedra. En nie so Saul ander mense gehaat en blameer nie. Nou vanoggend vra ek vir jou 'n moeilike ding. Miskien is jy buite die huwelik verwyk. Miskien is jy 'n baster. Miskien jy voel, maar hierdie pastoor oordeel nou vandag vir my, want hy praat oor die vloek van die baster. Is ek dan nou vervloek? Ek is buite die huwelik verwek. Of ek is 'n half, 2 soorte mense. Dan wil ek jy herinner aan Galasiërs 3 vers 3 wat sê, Amen. En hy het die vloek wat ons moes dra op hom geneem. Nou is die ding. As jy nie hierdie vloek, hierdie fout van die verlede, miskien het jy self 'n kind verwek buite die huwelik. Ons moet leer om weer die huwelik te respekteer. Ek maak die grappie en sê, die huwelik voor seks is nie sonde nie. Broers en susters, ons moet weer respekteer dat God 'n orde het. As jy met 'n meisie seks gehad het, is jy getroud. En dan moet jy die vloek van die baster breek. Hoe? Maklik. Nie goedkoop nie, maar maklik. Jy gaan na Jesus en jy sê, Here, u woord
bevestig. U het ons sonde gedra, ja, maar nog meer. U het die vloek wat ek moes kry, het u op die vloekhout. Want die Bybel sê, vervloek is hy wie op die kruishout hang. So daardie Jesus op die kruis, dis deel van die boodskap van Paasnaweek om te onthou dat hy het nie net jou sonde gedra nie, hy verlos jou van die vloek, daardie ding wat oordra van oupa en ouma of wat ook al, dit stop by jou, want jy praat met die Here en jy sê, Here, ek vergewe my voorgeslagte. En ek ruil daardie vloek vir seën. Nog meer, as ek die fout gemaak het, kan ek my sonde bely en sê, Here, omdat ek regmaak met u daardie vloek op my kinders en hulle kinders, ek sny dit af in die naam van Jesus, ek ruil dit vir seën. Broers en susters, as Jesus nie jou vloek dra nie, gaan jy homself dra. Jy hoef nie. Dis die goeie nuus. Jesus, die boodskap van die genade is baie meer as die streng van die wet. Die wet is streng, maar Jesus het die vloek wat die wet bring, jou daarvan vrygemaak. Hy het dit gedra vir jou. So vanmôre wil ek nie vir jou laat sleg of skuldig voel nie. Ek wil vir jou sê, maak gehou, soos Dawid, gaan praat met die Here oor die sonde en die vloek en sê, Here, volgens u woord, ek gee vir u. Ek dink sommer aan daardie vrou by die put. Sy het 5 mans gehad. Almal sê, vreeslik. Maar Jesus het haar gebruik as 'n getuie. Is nie te laat nie. Jesus stel belang in jou toekoms. Gaan na hom as 'n priester. Sê, Here, ek aanvaar dat u Jesus die hoëpriester vir my geoffer is. Ek kom nederig en ek bely die fout, ook die fout van my voorvaders. Maar Here, ek gaan uit soos 'n profeet met 'n nuwe salwing, 'n nuwe woord. U Heilige Gees op my. En daarom sal ek saam met u heers as 'n koning. Ek prys u wonderlike naam. Amen. Sien jou volgende week.